regtig by die Here uitgekom soos ek moes nie, en ek voel nie te lekker nie, ek is kwaad oor 'n paar dinge wat verkeerd gegaan het, en hier kom ek by besigheid, en skielik onthou ek, o ja, ek moet vriendelik wees, want ek mos nou 'n Christen, en ek sit 'n glimlag aan, en ek het 'n geforseerde vriendelikheid, maar mense is nie dom nie, hulle kom agter, hierdie smaal is aangeplak, dis nie opreg nie. Want die vrug van die Gees kom van die Heilige Gees af. En daarom moet ons elke dag ingeprop wees by die Here, deur elke dag met hom tyd te spandeer. En in daai daaglikse ritme van tyd met God spandeer, van op 'n sekere tyd opstaan, tyd vir die Here te maak, is waar ons krag kry. Dat as ek dan stop by daai besigheid, kan ek werklik vriendelik wees. Want is vriendelikheid wat van die Gees kom, wat uit my hart uitkom, omdat ek wil vriendelik wees. So mense kom gou agter, as iets aangeplak is. So 3 jaar gelede word ek uitgenooi om by 'n vriend van my se gemeente te bedien, en ek sal vroeg daardie aand, en hy het 2 jong werkers daar, en die 2 kom aan, maar hulle hang, hy sê nee, skouers terug, glimlag, ek soek 'n bo- en ondertand glimlag, en wag hy tot hulle so glimlag, en sê, okay, nou kan julle ingaan, en dit het wat hy eintlik vir hulle gesê het, kom wees vriendelik, moenie so moegie aankom nie, want vriendelikheid trek mense aan, 'n bo- en ondertand vriendelikheid verkieslik, maar dit moet 'n opregte vriendelikheid wees. En ons kry daai opregte vriendelikheid nie uit onsself nie, ons plak dit aan en mense kom dit agter. Julle, dit is ons mense is mos nie dom nie. So daarom moet ons vriendelikheid by die Here kry en dit moet opreg wees. Dan die tweede ding van vriendelikheid, en hierdie een is nogal 'n groot een, en dit vriendelikheid is nie swakheid nie. In 2 Timoteus 2:24 en 25 staan, 'n dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit is nogal moeilik. Ek ken hom nie so goed dat ek alles wat hy gedoen het kan sê nie, maar vir my was Charlie Kirk nogal 'n ou wat kalm bly, vriendelik bly en by sy punt bly. Ek kyk 'n onderhoud wat Charlie Kirk met Bill Maher. Nou Bill Maher is 'n komediant in Amerika, totale ateïs. Hy's seker in die 70, maar hy rook dagga en wat ook al. En Bill Maher, Charlie Kirk kom sit en Bill Maher sê vir hom, ek kan nie glo dat 'n so slim ou soos jy in Jesus kan glo nie. En Charlie Kirk sit so, hy sê vir hom, weet jy, dis presies wat ek dink. Hy sê die moontlikheid dat hierdie ganse wêreld en alles wat ons het, daar 'n groot ontploffing kan wees en alles val net so reg, is so groot, dat jy moet verskriklik dom wees, om nie te dink daar's 'n skepper nie. So ek wil dieselfde vir jou sê, Bill, hoe kan so 'n slim ou soos jy nie glo daar's 'n skepper nie? En op 'n vriendelike manier sit hy daai man op sy plek en haal al die wind uit sy seile. In die sakewêreld sien mense baie keer vriendelikheid as iets wat uitgebuit kan word. So die wêreld sien vriendelikheid as swakheid, en swakheid is iets wat uitgebuit kan word. Maar as ons na die lewe van die Here Jesus kyk, dan sien ons dat die Here kon deur niemand uitgebuit word nie. Die Here Jesus was niemand se vloerlap wat sommer vertrap kon word nie. Want wat die Here gedoen het, hy het die grense waarbinne hy lewe vasgelê. So hy het met duidelike grense geleef. En dan wat die Here gedoen het,
is uit die grense, sy grense, nie oopgestel vir debat vir mense nie. Hy het dit net neergelê. En dan het hy by sy grense gehou, ongeag wat mense sê. So die feit dat die Here ons hy's op alles ons voorbeeld. Hy's die voorbeeld van wat dit beteken om met vriendelikheid te wees. Maar in 'n vriendelike manier het Jesus grense neergelê. Hy het nie gegaan en verskonend sy grense vir enige iemand verduidelik nie. Want as ons hierdie boekie wat ons doen lees, dan sien ons die Here Jesus verduidelik die vrug van die Gees. Klaar in Johannes 15, dan sê hy, as julle in my bly en ek in julle, dan gaan die lewenssap van die Gees deur julle vloei, dit sê ek by, dis per implikasie, en dan gaan julle vrug dra. En dan sê Jesus, maar hierdie vrug wat julle gaan dra, moet tot verheerliking van ons hemelse Vader wees. So vanoggend wil ek die besigheidsmanne 'n stuk gereedskap gee. Dat ons kan vriendelik wees, maar binne daai vriendelikheid kan ons soos Jesus grense neerlê. Ons hoef nie ons grense oop te stel vir debat nie, ons hoef dit nie te verduidelik nie. So om met grense te leef, beteken nie is onvriendelik nie. Dit beteken net jy luister vir jou Vader. Wat wil jou Vader, nie wat wil mense nie. En dan sien ons ook, al was Jesus vriendelik, was hy nie beskikbaar vir elke mens se emosionele probleme nie. Ons lees byvoorbeeld in die begin van die boek Handelinge van Petrus en Johannes, wat by 'n verlamde man wat by die tempel se ingang gesit en bedel het, dat hulle by hom verbygeloop het en hy vra toe vir hulle almoes en hulle sê goud en silwer het ons nie, maar wat ons het sal ons vir jou gee, staan op en loop. En die Here genees hom en hy staan op. Maar as ons bietjie dink, dan dink ons Jesus moes 'n klomp keer by daai man verbygeloop het. Maar die Heilige Gees het hom nie gelei om daai man te bedien nie. Want om met vriendelikheid te leef, beteken nie dat elke emosionele probleem, dat ons nie kan nee sê as kinders van God nie. Ek was nou hierdie week wat weg was by 'n konferensie in Johannesburg en een van die sprekers het daar iets gesê van of uiteindelik gevra, wat is die grootste aanval van die duiwel teen bedienaars van die woord? En hy het so 'n bietjie stilte gegee en toe sê hy uitbrande om jou te kry om meer te doen as wat die Here wil hê jy moet doen. Maar dit geld vir my vir elke kind van God. Dat ons sê ek sal vriendelik wees, maar binne dit kan ek my grense vas lê. Maar die grense volgens ek lewe, die grense waarmee ek besigheid doen, is nie oop vir bespreking nie. Ek hoef dit nie te verduidelik nie, ek hoef dit nie te verdedig nie. So Jesus het nie. Daarom hoef ek ook nie, ek lê dit net neer. En dan om ook te weet, ek moet my Vader hoor, die vrug van die Gees word tot sy eer uitgeleef, daarom moet ek my laat lei deur sy vrede, of sy onvrede, en as ek nie vrede het om iets te doen nie, dan is dit nie vir my om te doen nie. En dan in vriendelikheid kan mens dan nee sê. In Galasiërs 1 vers 10, hierdie vrug van die Gees gaan ons oor Galasiërs 5, soos die konteks van die hele boek kyk, dan sê Paulus daar, dan sê hy, as ek probeer om mense tevrede te stel, dan kan ek nie 'n dienaar van God wees nie. So hierdie punt is my belangrik. Vriendelikheid is nie swakheid nie. Was Jesus swak? Maar daar is niemand wat vriendeliker as hy was nie. Dankie Andrei. Jesus het grense neergelê, ons kan ook. Hy het nie die grense wat hy neergelê het oopgestel vir debat nie. En Jesus was nie daar vir almal se probleme nie, want God wou hom net met sekere
gebruik om sekere mense te help. Maak dit sin vir ons? Vriendelikheid is nie swakheid nie. En dan in Filippense 4 vers 5 staan, wees vriendelik, want die Here is naby. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. So die hele kerk word opgeroep, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. En toe gaan kyk ek, hoe vertaal die Bybelvertalings hierdie stukkies? Nou die meeste sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, want ons het 'n kort tydjie oor voor die Here Jesus terugkom. So ons moet vriendelik wees, want die Here kom sommer gou terug. Maar ander vertalings sê nee, wanneer ons vriendelik is, dan bring ons die nabyheid van die Here in 'n plek in. En ek dink ek gaan bietjie meer na die tweede begrip van hierdie vers toe. Dit word op een van twee maniere in die kerk verstaan. So as ek nou kom en ek groet vir Donovan met opregte vriendelikheid. Ek sê hallo Boeta. Lekker om jou te sien. Bring in for a hug, man. Wat sê daai vers? Dit sê wees vriendelik, want vriendelikheid maak die Here naby. Vriendelikheid bring die Here in 'n situasie in. So dis hoe ek dit verstaan, dat wanneer God se kinders vriendelik is, dan bring hulle God se teenwoordigheid in 'n plek in. Kom ons kyk weer na ons storie van Rosaria Butterfield. Sy is uitgenooi na predikanspaar vir ete. En deur hulle vriendelikheid het hulle aan die teenwoordigheid van God gebring. Dat sy begin vra wat het julle wat ek nie het nie. Dat sy het so gereed gewees dat hulle met haar die Here gaan praat. En toe hulle dit nie doen nie, toe later kon sy nie meer hou nie, dat sy met hulle oor die Here praat. Ek wil meer weet. Vertel vir my meer. So vriendelikheid, ware vriendelikheid moet opreg wees. Vriendelikheid is nie swakheid nie. Daarom kan ons grense neerlê. Ons hoef nie die grense te verduidelik nie en ons is nie daar vir alle probleme nie. Net vir die wat die Here ons lei om by betrokke te raak. En dan wees vriendelik, want die Here is naby. En dalk verstaan julle dit anders as ek. Julle sê ons moet vriendelik wees, die wederkoms is naby. Dalk is dit wat dit beteken. Maar hoe ek dit verstaan is, wanneer ek vriendelikheid uitleef, dan bring ek die teenwoordigheid van die Here in situasies in. Rosaria, ek kan nog een aanskuif, Rosaria Butterfield het na sy vriendelikheid by Christene beleef het sy 'n boekie geskryf, The Gospel Comes with a House Key. En mag ons dit besef, dat wanneer ons opregte vriendelikheid uitleef, dan is dit om mense te trek na Jesus toe. Dit is om die goeie nuus uit te dra. Amen. Kom ons staan op, dan bid ons saam. Vader, wat 'n voorreg om net te kan kamp, te kan stilstaan by die vrug van die Heilige Gees. Here, as ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 13, dan staan daar dat die liefde is die heel belangrikste van alles. Daarom moet ons wat volgelinge van Jesus is, eerste daarna streef om liefde uit te leef. En vanoggend het ons stilgestaan by 'n gestalte van die liefde, vriendelikheid. Ek wil bid, Vader, dat U deur die Heilige Gees vir ons elkeen sal help om met vriendelikheid in hierdie wêreld te leef. Want wanneer ons vriendelik is, dan bring ons U teenwoordigheid, dan bring ons U nabyheid, dan bring ons U in 'n situasie in. Ek
wil vra dat elkeen van ons so 'n minuut vat en waar jy voor die Here staan, dat net praat net met die Here, gee dit net met vir hom. Dalk was jy onvriendelik soos ek onlangs, dan kan jy vir die Here sê jammer, vra dat hy jou help. Kom ons gee so 'n minuut vir almal. Maar Here, soos ons deur die vrug van die Gees werk, besef ek het niks daarvan in myself nie. Daarom is ek afhanklik vir U vir elke gestalte van die vrug van die Gees. Vir elke gesig van die liefde het ons U nodig. Ons wil daai afhanklikheid bely en vra dat die Gees ons sal volmaak en sal lei. Here, dankie vir 'n Anju se getuienis vanoggend. As jy vanoggend hier sit en jou saak met die Here wil regmaak, gaan ek jou nou lei in 'n gebed, maar ek vra, kom na die tyd wanneer ons vir mense bid, kom uit, dat ons bid vir jou, saam met jou bid. As jy vanoggend wil regmaak met die Here Jesus, sê vir hom, Here, ek bely my sondes. Ek erken, Here, sonder U is ek 'n sondaar en verlore. Sonder U is ek vir die hel bestem. Maar dankie vir die goeie nuus, dat U vir my aan die kruis gesterf het. Daarom, Here Jesus, neem ek U aan as my redder en as my Here. Here, ek sterf aan myself. Ek neem my kruis op en ek verloon myself. En ek verbind my om U te volg, om aan U gehoorsaam te wees. Ek vra vir U, Here, vul my met die Heilige Gees, dat ek kan leef as U kind. Here, ons besef vanoggend hoe nodig ons U het, Here. Dink nie eers ons besef ten volle nie, ons besef 'n stukkie daarvan. Ons het U nodig, Here. Ons is afhanklik van U. Kom, Heilige Gees. Kom vul ons, lei ons, help ons, stuur ons, rig ons, wys ons, leer ons, vervul ons. Amen. Net so 2 goedjies wat ek wil sê is